Ek het ons gas gaan roep en hy het al 'n paar myle opgekry vandat ek hom laas gesien het. Lekker om vir Urton by ons in die ateljee te hê. Goeiemôre meneer. Hallo, hoe gaan dit? Ag, dit gaan uitstekend. En weet jy, dis vir my so lekker om jou musiekloopbaan van 'n afstand af dop te hou. Ek het jou ontdek 2 jaar terug. Trend, ja. Ek het jou nie ontdek nie. Ek het jou raak geskrol 2 jaar terug op TikTok. En sedertdien het ek nou die voorreg gehad om 'n paar keer met jou te kan gesels. En jou loopbaan gaan van krag tot krag. Dis enkelsnit op enkelsnit en treffer op treffer. En jy's hardwerkend daar agter die skerms ook. Jy is nogal betrokke by die hele vervaardiging en skryf van die musiek en alles. Yes, ja nee, dis nogal hierdie laaste, kom ons sê hierdie jaar spesifiek was net awesome, even compared to laas jaar en die jaar voor dit, hierdie paar maande van hierdie jaar was net, ja, dis insane. Wat dink jy, wat het geklik, as ek so kan vra? Want jy het 'n talent en jy het 'n passie, dit is daar, en jy werk hard, en hulle sê ons, wat sê hulle, talent beats hard work, wat training can't beat hard work, of hard work doesn't train, of so ietsie, maar jy het alles. Maar iets moes geklik het in die afgelope paar maande vir jou, om net superster status te bereik. Ja, ek weet nie, daar was definitief in my persoonlike lewe 'n paar dinge wat gebeur het, wat ek het maar net besluit om alles in die musiek in te sit, en it pays off, it definitely does. En die cool ding is, jou ouers ondersteun dit. 100%, 100%, ja. Want daai is belangrik. Dit is, ek ben tot vandag toe, as ek mense sê, my ma het my getoelaat om uit te drap, is van, wat? Hoe het hulle dit getoelaat? Maar op die einde van die dag, ek is dankbaar dat hulle het, want anders sou ek sou nooit enige van die bereik het, nee. So, hoe lyk 'n tipiese dag in Urton se lewe, as jy gaan nie skool, of jy's nou al ouer, jy hoef nie meer skool te gaan nie, maar hoe lyk 'n tipiese dag in jou lewe, as 'n musikant? Wel, as ek nou nie, soos hierdie radio-interviews doen, of shows doen nie, of in studios werk, en skryf met ander artists, sit ek maar pretty much by die huis, en film content, en skryf musiek, en record, ja, dis my hele lewe, is musiek. Dis weird, ek was gister ook 'n interview doen, en hulle was soos 'n segment doen, van wat ek geïnteresseerd, anders as die musiek, en ek sê van, I don't know man, dis al wat ek het, dis die musiek, dis my alles, ek sê ja. Wat is jou stokperdjies dan, musiek? Dis dit. Voel dit nie soos werk nie? Is daar musiek wat jy luister om net musiek te luister, of is jy altyd besig om musiek te luister met die doel om te skep? Nee, ek dink nie, ek luister eintlik ooit om te skep nie. Van kleins af was ek maar net, ek love musiek. Ek love it. Dus ek kan nie sonder dit gaan nie. Jy nodig musiek in your daily life. You need it. Need it. Sê vir my, jou ouers, is hulle ook so passievol oor musiek? Die feit dat hulle van jongs af gesê het, wel, seun, ons kan sien jy het 'n talent. Ons gaan jou ondersteun, ons gaan jou toelaat om voltyds alles in jou musiek in te stoot. Natuurlik, ja, hulle het al die jare met hulle was hulle in die bedryf gewees, baie jare terug. En my pa het op die oomblik sy eie radiostasie in ons klein dorpie waar ons bly, so it's kind of cool, jy weet, hy speel altyd my songs op sy playlist, sodra dit uitkom. Dis onregverdig. So ja, nee, hulle is definitief super supportive, is awesome. Ag, wonderlik, ons is baie opgewonde ook oor 'n splinternuwe EP wat Vrydag vrygestel word. Vertel ons van die proses om dit nou saam te stel. So die EP se naam is Gemini, ons het al 4 tracks produced deur Shaal, so dit, wanneer het ons dit produce, rukkie terug, ja, ons het so rukkie terug, hy 4 tracks produce, en toe besluit ons, kom ons sit maar saam in 'n EP in, en die fun gedeelte is al 4 tracks, is heeltemal hulle eie genre, daar's niks wat correspond met, daar's 'n pop rock, daar's 'n afro pop, daar's 'n hip-hop en 'n country pop song, so it's kind of a mix of everything. Dis baie cool, en dit is my lekker dat jy nie gebind hoef te wees aan 'n spesifieke genre. Definitief, yes. Iets anders wat jy vroeër gesê het, waarop ek net vinnig wil stil staan, want dit is hoe die musiekbedryf verander het, is, jy sê, as jy nie besig is om in die studio musiek op te neem of te skryf nie, dan is jy besig om content te verfilm. Want dis deel van jou werk, jy moet 'n voltydse inhoudskepper wees. Yep, dus ek dink meer werk kom uit social media uit as die musiek self, jy weet, jy kan 'n awesome song hê, as jy dit nie reg bemark nie, gaan mense dit nie raak sien nie, niemand gaan dit raak sien nie, dis die sad gedeelte van vandag se musiekindustrie. En om kreatief te dink oor hoe mens een liedjie op 40 verskillende maniere kan bemark. Yep, en jy kry mense daar buite wat doen, hulle doen dit, en ek sit nog, en ek wonder, hoe kry hulle dit reg, wat die trekkies, so. Nou wil ek vir jou iets cool, wel, vir die persoon wat ingeskakel is, hoor net gou cool is dit, ons het vir Urton gevra om sy gitaar saam te bring, en ek wil net hê, jy moet sy spraakstem hoor, en dan moet jy hoor hoe sing hy, okay, want die twee is soos, jy klink nie soos wat jy praat nie.
Maar Almal sê so, dis almal so sê so. cool. So ek weet nie of jy gereed is of ons die gitaar so lank kan nader trek nie. Yes, natuurlik, ek maak so. Urten by ons in die ateljee hier by Midoggend op Groot FM 90.5. Ons gaan net nou sy nuwe liedjie vir jou speel. Die liedjie se naam is Attention en sy splinternuwe EP wat Vrydag vrygestel word, Gemini, wat ook beskikbaar gaan wees op al die stromingsdienste. Maar nou is dit net 'n lusmakertjie. Ek sien die gitaar is in die hand, is die stembande opgewarm? Yes. Okay, hoor nou net. Dis nou wat ek probeer sê. Jy het gehoor hoe praat hy met sy stem, maar hoor hoe sing hy. Dit is die coolste belewenis. Hier gaan hy. Lately I've been trying not to lose my mind. Wanna feel alive but I've died inside. Don't know what to do when I get so high. Get so high but I feel so low. Lost myself and I've lost control. I don't have the map to this lonely road. And every time I face my mind, I find myself holding on to things I should let go of. Fear inside my bones. I've wasted so much time 'cause I'm too selfish to learn. I think it's time I grow up, bring my side and show up. Wasted so much time, but I'm still lifting this curse. I'm lifting this curse. Lately I've been feeling sick to my bones. Feels the harder that I try, end up digging a hole for myself and those around me. I'm just better alone. I've been putting up my art in places it don't belong. Imagine if the Mona Lisa was put up in a classroom with an absent teacher, in a room full of kids that had no guidance either. So I feel in this town, giving my art to people. Don't appreciate the bigger things. It's about the little things, but I got bigger dreams. I just wanna show the world the bigger me. I just gotta let go of the kid in me, and things I should let go of. Fear inside my bones. I've wasted so much time 'cause I'm too selfish to learn. I think it's time I grow up, bring my side and show up. Wasted so much time, but I'm still lifting this curse. I'm lifting this curse. Yeah, yeah. I'm lifting this curse. Oh. Looking at my life is like an open casket. I look at what I built, watch it burn to ashes. I'm finding peace in myself and all these thoughts collapsing. Slowly but surely as time passes, I'll find passion. I'm sick of trying, I'm sick of lying, I'm sick of fighting all these stupid fears. Been dying just for some quiet peace that I've been wanting. I've been biting my tongue, hope I find it what I lost. I've been climbing, and for what? For a pointless #1 spot in these venues underpaying and barely giving me slots. Guess I gotta do it different, I don't know what I got. Should let go of fear inside my bones. I've wasted so much time 'cause I'm too selfish to learn. I think it's time I grow up, bring my side and show up. Wasted so much time, but I'm still lifting this curse. I'm lifting this curse. Woohoo! Het op Groot FM 90.5. Ja, ek sien nou vir mense, hoor hoe praat hy en hoor hoe sing en dan begin jy nou met 'n so diep stemliedjie. Toe klink jy nou dieselfde, maar toe jy nou in jou volgende range ingaan, is so merkwaardig. Want jou praatstem is redelik laag. Yes, ja. Is dit vir jou moeilik om hoor te sing, want dit klink effortless? Partykeer ja, ek gaan die ook nie. Ek partykeer met 'n song so 'n bietjie off pitch net om hoog te kan gaan, maar ek moet sê it's kind of meer ongemaklik om laag te sing. Ek kan dit verstaan. Nee, It's weird, ja. My stem word seer as ek net laag dink. So ek kan dit verstaan. Nee, dis definitief it's awesome though. It's cool om kind of die range in between te hê, ja. Jy weet, om te kan laag gaan en te kan hoog gaan. En in dieselfde liedjie bygesê. Yes. Maar sy splinternuwe enkelsnit is vrygestel. Sy album, wel EP eerder, kom Vrydag uit. Jy sê daar's 4 verskillende tracks op wat uit verskillende genres kom. Hoe werk dit? Hoe gebeur dit dat mense hulle almal saam kan groepeer?
Ek weet nie, ek dink is van net soos die hele, ek het kan rondgespeel met die naam Gemini en soos wat 'n Gemini is Ek wou wat daai vra, nie dat two-face ons- persoon ja, of whatever, jy weet. So twee van die tracks is kind of meer soos curse, jy weet, daai deep kind of emotional vibe en die ander twee is net vibey radio pop tracks, jy weet. So Baie cool. so dis die cool gedeelte, daar's best of both worlds, I love it. Ja. Wat is daai een liedjie waaraan jy nog wil werk, wat jy nog graag wil vrystel? En wat ek nog graag wil, ek het 'n song genoem I'm So Over You. Ja. Dis ja, dis ek love it. Dit's ook soos 'n pop record, so as ek hom eendag kan release sal dit awesome wees, ja. Ons gaan dit dophou. Goed, ons gaan nou Attention speel. Kortliks, waaroor gaan dit? Ek seker ons almal ken 'n tipe persoon soos hierdie. Dit is kind of gebase op, jy weet, soos modern day met social media en man het ja, I don't know, ons almal ken iemand wat public validation nodig, jy weet. Aandag vraat. Ja. Yes, dis pretty much dis die prentjie wat ek try painted met die song is kind of net die image van iemand wat obsessed is met aandag, whether it deur social media of jy weet, 'n persoon is. Awesome. Ek dink ons almal ken iemand so. Kom ons luister na die woorde. Hier's Ayrton op Groot FM 90.5 met Attention. Dit is so 'n lekker liedjie en ek sien so uit na die EP wat Vrydag uitkom. Yes, Vrydag Gemini, Gemini van Ayrton. Jy spel hom A-Y-R. AYRTON. Soos in Ayrton Senna. Yes. Ja, jy het al die hele storie vertel. Ek moet. Dis so 'n cool naam, so cool kunstenaar en dit is net lekker om local talent te ondersteun. Waar kan mens jou in die hande kry, meneer? TikTok, Instagram, Facebook, what else there? @RealAyrtonMusic. Jy spel hom A-Y-R-T-O-N, dat is hom net weer vir jou gee. @RealAyrtonMusic, AYRTON. There we go. En dan kan jy daai EP gaan aflaai Vrydag. Ek is nou nuuskierig oor die ander 3 liedjies. Wel, ons het nou 2 gehoor. Ons het julle Ons Curse het Curse gehoor gehoor en en Attention, en ons het nog 2 oor getitled Gemini, Tell the DJ and Here With Me. So, ja. Op Gemini, dis in Op ieder geval Gemini, op die EP se EP, naam. yes. So lekker om jou by ons te hê. Ja, baie dankie, dit was awesome om weer terug te wees. Jy moet 'n fantastiese dag hê. By the way, jy is die Ja. enigste persoon wat my laat gemaklik genoeg voel om 'n Afrikaanse intro weer te doen. So. Ons sê nogal voor die tyd vir mekaar, ek gaan nie vra in Afrikaans vir jou, jy kan in Engels antwoord. Toe sy net soos nie, ek gaan Afrikaans gaan. Sis so bad. Ek love it. Glad nie so. Cool om jou weer te sien man, alle sterkte en ons hou jou dop. Baie dankie, Janie, lekker dag vir julle verder. Amazing om te sien hoe hierdie man net van krag tot krag gaan. Elke keer as ek hom raakloop, dan het hy 'n nuwe treffer. Groot FM 90.5.